Goeiedag geliefdes, dit is weer eens vir my heerlik om saam met u rondom die woord van die Here te wees. En ons is nog steeds besig met Psalm 119. U sal onthou dat ek laas met u hanteer het vers 89 tot 91. Daai pragtige woorde: vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. U trou is van geslag tot geslag. U die aarde bevestig en dit bly staan. Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. Eintlik 'n mooi woord, daai laaste woord, alle dinge is u knegte. En ek het vir u uitgedaag om Psalm 136 te lees en van die hele 26 verse elke keer die refrein te hoor, want u goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Die skepping, die totale mensdom moet die Here aanbid, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Vandag staan ek met u stil by vers 92 en 93. As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek gou omgekom in my ellende. Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het u my lewend gemaak. Wat 'n uitspraak as die psalmis sê, as u wet, u woord, u verordeninge nie my verlustiging was nie, dan het ek gou omgekom. Geliefdes, dis die woord van God wat die skepping en is die woord van God wat vir u en my in stand hou. Dit is die woord van God wat vir ons in hierdie lewe bewaar in moeilike en swaar tye. En ek glo dat dit juis in die geval van Dawid so was. Dat dit juis in moeilike omstandighede van vervolging en beproewinge is, wat die woord van God sy anker was, die beloftes van God daar was waarop hy gestaan het, en dat hy homself geanker het in die woord van God. As dit nie vir u wet, u verordeninge, u insettinge, u woord was nie, dan het ek gou omgekom. En dan daardie geweldige groot woord te onthou, dat die woord van God is waarheid, absolute waarheid. En alles wat God gesê het, sal tot stand kom, omdat dit God die allerhoogste is wat het gesê het. Niemand kan hom veto nie, niemand kan sy beloftes teenoor ons ongedaan maak nie. Daarom sê Dawid: Here, ek het aan u woord bly vashou. En as u woord nie daar was vir my nie, dan het ek gou in ellende gewoon, of dan het ellende my oorval. Ag, ek kan maar weer vir u hanteer, verse 9, verse 11 en vers Psalm 105. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Here, waarmee sal die jongling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord? U woord is die lig vir my pad en die lamp vir my voet. Dit is deur die woord van God wat ek staande gebly het. Dit is die woord van God wat my staande gehou het in moeilike omstandighede. Dit was my anker en my basis waarin ek vasgemaak het. God het so gesê. Ag geliefdes, het jy al vir jouself gedink, hoe sou dit gewees het, as God nie vir ons die woord agtergelaat het nie? As ons nie die woord as basis gehad het nie, sou ons totaal in dwaling gewees het, en elkeen van ons sou maar geleef het volgens sy eie insig en volgens sy eie wete. Maar daar sou vir ons geen anker gewees het, dat ons God sou ken, die getrouheid van God, die almag van God, die liefde van God, en die heerlikheid van God, as ons nie die woord gehad het nie. En as 'n mens kyk, nou hoeveel aanslag deur die eeue op die woord van God gemaak is. Dink net aan die tyd van Voltaire wat gesê het, ek sal myself daarop toelê om die woord van God uit te wis en dit totaal te vernietig.
En God het sy woord deur al die eeue gestand gehou, om vir u en my te leer en te onderrig en vir ons te vermaan. As dit nie my verlustiging was nie, dan het ek gou in ellende gewoon. Wanneer ek hierdie woorde lees, verlustiging, en ek dink daaroor dat die psalmis sê, dit het my staande gehou, dan is dit nou gekoppel aan geloof. Want ek kan die woord van God hê, maar as ek dit nie glo nie, as ek nie in my hart dit vasmaak en daarop staan, en dit my anker maak om te sê, die Here God het gesê, en ek glo dit nie, dan was dit ook vir my van geen betekenis nie. Hebreërs 11 vers 6 het 'n geweldige woord. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Want sonder die geloof kan ons God nie behaag nie. Dis 'n geweldige uitspraak. Ek moet glo dat God is. Wie is hy? Hy is die almagtige, hy is die ewige. U kan maar voortborduur daarop. Wie is God? Kan God weerstaan word? Kan iemand God weer lê? En dan die tweede ding wat ek moet glo is, ek moet glo dat God 'n beloner is vir die wat hom soek. Ek moet die beloftes van God in my hart vasmaak en dit moet my anker wees. Die woord van God is my sekuriteit. Die woord van God gee vir my geloof. As dit nie daarvoor was nie, as dit nie my anker was nie, as dit nie my verlustiging was nie, watter vreugde, watter genot, watter sekuriteit sou ek gehad het, te midde van aanslaam te weet, wie is met my? Te midde van aanslaam te weet, wie is ek? Die apostel Paulus het so mooi gesê in Romeine 8 vers 31. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit is 'n geweldige uitspraak. Dit plaas God op die regte plek. Dit plaas die fokus in my lewe op die regte plek. My fokus is geplaas op die allerhoogste God, en niemand kan my uit die hand van hierdie God uit verlos nie. Niemand kan my uit die hand van hierdie God ruk nie. God is in totale beheer van my lewe. Daarom kan hy ook vir sy volk sê, wat in ballingskap is in Jesaja 41 vers 10. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Ag, dink net aan die psalm wat Dawid skrywe, Psalm 23, wat u so goed ken. Die Here is my herder. Dit is die fokus, dit is die basis. Die Here is my herder, daarom sal niks my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Hy lei my in waters waar rus is. Hy dek die tafel van my aangesig teenoor my teestanders. Hy maak my hoof vet met olie. Dawid sê, as ek nie hierdie anker gehad het nie, was ek in ellende. Dan was ek 'n dwaalende mens, sonder hoop, sonder God. Geliefdes, hoe leeg is 'n mens wat God nie in sy lewe het nie? Hoe leeg is 'n mens wat Jesus Christus nie ken as sy eie persoonlike saligmaker nie? Hoor hoe leeg is 'n mens. Efesiërs 2 vers 4 sê, ons was van nature kinders onder die toorn van God. Ons was bestem vir 'n ewige verlorenheid. Ons het geen hoop op hierdie aarde gehad nie. Vers 12 sê, ons was sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy groote genade, sy liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was in die sonde, lewend gemaak in Christus, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus. Dit is my anker. Ek is in die hand van die almagtige God, hy sorg vir my. Ag, Kolossense 1 vers 13 sê, hy het ons oorgebring uit die koninkryk van die duisternis in die koninkryk van sy lig. Hy is my Here, hy is my verlosser, hy is my anker. Dit gee vir my vreugde, dit gee vir my vrede, as ek ontdek het wie God is.
Ag geliefde, ek kan in my eie persoonlike lewe maar vir u sê, daardie dag toe ek Jesus Christus as my saligmaker leer ken het, die vreugde, die lof en die eer, die rustigheid wat in my hart gekom het, dat ek nie hoop dat ek die lewe sal ontvang nie, maar dat ek weet dat God in my hart woon. Dat ek weet Johannes 14 is waar, ek gaan hom vir jou plek te berei, en as ek vir jou plek berei het, dan gaan ek jou weer kom haal, sodat jy saam met my kan wees. Wat 'n sekuriteit! Here, as u woord, as u wet nie my verlustiging was nie, dan was ek 'n elendige mens. Ag, kom ek en jy luister, 'n oomblik na waar lê die anker van 'n mens se geloof. Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen ander naam in die hemel wat God aan ons as mens gegee het, waardeur 'n mens gered kan word, as deur die naam van Jesus Christus nie. Johannes 3 vers 15 en 16 sê, God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Hy wat nie glo nie, is egter alreeds veroordeel, omdat hy geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Jesus sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan, as hy nie deur my gaan nie. Dis wat dit Johannes 1 vers 12 sê. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee, om kinders van God te word. En hoor hoe mooi sê 1 Johannes 2:25. Dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Geliefde, Romeine 8 vers 32 is so mooi. Hy wat sy eie seun nie gegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook ons alles genadiglik skenk nie? Hoor u die anker van die psalmis as hy sê, vir u wet, Here, as dit nie vir u wet was nie, het ek gou in stilte, in ellende gewoon, het ellende op my gewag. Hoor wat sê die apostel Paulus vir ons. Dis 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jezus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. 1 Johannes 3 vers 8 sê, hy wat die sonde doen is uit die duiwel, vir hierdie doel, het die seun van God gekom, om die werke van die duiwel te verbreek. Dit is my sekuriteit. En as dit nie vir u woord was, wat dit vir my gesê het nie, as dit nie u woord was, wat my gelei het na waarheid nie. O geliefde, in my eie persoonlike lewe, het ek so geglo dat alles in my lewe reg was, want ek het 'n voorbeeldige mooi lewe geleef, tot ek eendag die woord van God ontdek het, deur iemand wat my gepraat het. Hy het vir my gevra, Jannie, as jy vandag te sterwe kom, het jy sekerheid in jou hart dat jy hemel toe gaan? Waarop ek geantwoord het, ja, oom Piet, ek doen dit, ek is ek CSV voorsitter, ek lewe 'n mooi lewe, en hy vir my hierdie woord gesê het, wat my soos 'n hamer geslaan het. Jannie, die Bybel sê, deur die sonde van die een mens Adam, het ons almal sondaars geword, en het die dood tot ons almal deurgedring, omdat ons almal gesondig het. Almal van ons het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ek het op my knieë gegaan by 'n koshuisbedjie, en gesê, Here, vandag het ek uitgevind, 'n mooi lewe kan my nie voor u red nie, ek het 'n verlosser nodig, ek het Jesus Christus nodig as my eie persoonlike verlosser, en toe ek van my knie af opstaan, na ek hom gevra het, Here, uit genade asseblief, aanvaar my as u kind, as genade asseblief, maak my u kind, en daar 'n vreugde, en 'n lof, en 'n sekerheid in my hart gekom, dat as jy my vandag vra, dan sê ek weet, omdat ek weet, Jesus Christus en die Heilige Gees van God woon in my lewe.
Die basis is die woord. Onthou u wat die Here Jesus vir die ryk man en Lazarus gesê het? Lazarus is weggeneem. Hy het weggeneem deur die engele van die Here na die hart van Vader Abraham. Die ryk man is in ellende. En dan sê die Here vir hom, jy het die woord gehad. Jy het die Bybel gehad. Jy het geweet wat God gesê het, maar jy het dit nie in jou lewe vasgemaak nie. En nou is jou kanse verspeel. En dan roep daar die ryk man uit, Here, stuur tog iemand uit die dode om my 5 broers op die aarde dringend te gaan waarsku, dat hulle nie ook in hierdie plek van verdelging val nie. Hulle het die Bybel, sê die Here Jesus. Laat hulle daarna luister. Laat hulle die woord van God opneem. Daarom sê die psalmis, ag Here, u woord, as dit nie vir u wet was nie, het ek in ellende gelewe. En dan sê hy, u woord het ek in my hart gebere, want is u woord wat my lewend maak. Dis God se woord wat my lewe aan my openbaar. Dis God se woord wat my toon dat ek verlore is en dat ek 'n verlosser nodig het. Ek en u sal nooit God genoeg kan dank vir die Bybel, wat vir ons in die waarheid van God inlei nie. As ons nie die Bybel gehad het nie, was ons almal bestem vir 'n ewige verlorenheid, want ons nooit geweet nie, dat ons nooit God geken nie. Daarom juig die psalmis in dit wat God vir hom gegee het. Geliefdes, voor jy nie ontdek jy's verlore nie, sal jy nie gered word nie. Voor jy nie ontdek dat jy's in ellende nie, sal jy nie 'n verlosser aanroep nie. Maar die oomblik as jy uitvind, ek is verlore met my mooi lewe. Ek is 'n Nikodemus, die leraar van die leraars, maar ek het nie seker in my hart oor die ewige lewe nie. Ek is 'n Paulus, 'n fariseer uit die fariseërs, volgens die wet onberispelik. En tog is ek verlore en moet ek hoor, Saulus, Saulus, dis hard vir jou om te skop teen die prikkels van God. Wie is u, Here? Ek is Jesus wat jy nie ken nie. Ek is Jesus wat jy vervolg. Geliefde, dat ek en jy in ons harte sal seker maak. Ag, ek het van mense al so dikwels hierdie ou verhaaltjie vertel, van daardie mede-teologiese student wat vir sy mede-teoloog preek, en vir hulle sê, I was saved on account of my good looks. Hulle het hom gekyk en gesê, aantrekkelike jong man, voorbeeldige jong man, maar dit kan jou sekerlik nie red nie. En toe sê hy weer vir hulle, I was saved on account of my good looks, en toe sê hy, I took a good look at myself and my sin. And I took a good look at the cross of Calvary, and I was saved on account of my good looks. Sal ek en jy nie ook kyk nie, sal ek en jy nie ook ontdek nie. As die Bybel vir ons sê, Here, u het vir my kom lewe gee, hoor, ek het u bevele in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het u vir my lewend gemaak. Ag geliefde, wat beteken die woord van God vandag vir jou en my? Is dit jou verlustiging? Buig jy onder God se woord? Want as jy nie buig onder God se woord nie, dan wag daar ellende op jou. Kom ons gaan terug na heel in die begin van die Bybel, na Adam en Eva van die tuin van Eden. God het 'n uitdruklike opdrag vir hulle gegee, van die boom in die middel van die tuin mag julle nie eet nie. Die dag as julle daarvan eet, sal julle sterwe. Die Satan, die verleier, kom en sê, die Here is besig om julle om die bos te lei. Ek verseker julle, julle sal nie sterwe nie. Die vrou kyk na die vrug. Dis 'n begeerte vir die oë en 'n lus om van te eet. Sy steek haar hand uit en sy eet, en die oomblik toe hulle eet, besef hulle is naak. Hulle is van God geskei, en hulle word in die teenwoordigheid van God in die tuin van Eden verwyder. Geliefdes, ek en jy kan maar dink aan Israel. Hoeveel keer het hulle die woord van God nie eerbiedig nie, en het hulle in ballingskap gegaan, 70 jaar in ballingskap, en telke male moes God hulle geweldig straf, omdat hulle nie geluister het na die woord van God nie. Dink aan Saul, 'n eksplisiete opdrag van die Here gekry, gaan wis die Amalekiete uit, jy mag niks spaar nie, alles is onder die vloek van God geplaas. Jy ken die verhaal.
Saul het die beste van die vee gespaar en die koning in maksimum gevangenis gesit. En toe hy terugkom by Samuel en Samuel hom vra, hoe gaan dit Saul? Toe sê hy, loof die Here, ons het 'n ongelooflike oorwinning behaal. Maar Saul, wat se gebler van klein vee en gebulk van beeste hoor ek. O, ek kan verduidelik, ek het die beste vir die Here gespaar om vir hom te offer. Saul, wat het God gesê? God het nie vir jou gevra dat jy vir hom moet intree nie. Gehoorsaamheid is by God wat tel. Ongehoorsaamheid is 'n sonde van afgodediens. Dis 'n rebellie teen God. Verstaan u dan Jakobus 1? Wat sê dat as ons die woord van God hoor, ek moet dit vir u lees, dat u hoor wat sê Jakobus 1. Hy sê, want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n mens, of 'n man wat homself sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, sal omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die woord, gelukkig wees in alles wat hy doen. 'n Dader van die woord, doen wat God sê. Dis belangrik. Here, u het u woord vir my gegee. Ek het u woord nie vergeet nie, want dis u woord wat my lei na die waarheid. Maak vas aan God se woord. O, Psalm 1. Psalm 1 sê, welgeluksalig is die man wat sit in die kring van die spotters. Nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die goddelose nie, maar sy behaas in die wet van die Here. En hy doen dit, die wet van die Here. Hy oordink dit dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op die tyd en waarvan die blare nooit verwelk nie. God se opdrag aan Joshua. Joshua gee vir jou 'n land wat oorloop van melk en honing, maar jy moet baie besonderlik daarop let dat jy nougeset wandel volgens alles wat in die wet van Moses geskrywe is. Dan sal jy voorspoedig wees in al jou weë, dan sal niemand voor jou stand hou nie. Wees net nougeset om op die woord van God te let en dit uit te voer. God het sy woord gegee dat ek en jy dit sal nakom, dat ons sal luister, want dit is sy woord wat ons na die waarheid toe lei. Dit is sy woord wat aan ons die waarheid openbaar. Daarom het Paulus aan Timoteus gesê, Timoteus, bly by die woord van God. Verkondig dit tydig en ontydig, want deur na die woord van God te let, sal jy jouself red, sowel as hulle wat jou hoor. Verkondig die woord, glo die woord, maak vas aan die woord. Ons lewe in 'n tyd waarin die woord van God bedreig word, waarin die woord van God uitmekaar getrek word. Geliefdes, ek en jy moet vasmaak. Efesiërs 6 sê dit. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly en weerstand kan bied. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lug. En dan sê die woord is die swaard van die gees. Die woord is die wapen waarmee jy die duiwel kan veg. Onthou jy met die aanslag van die Here Jesus? Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. En elke keer wat die Here Jesus vir hom die woord sê, daar staan geskrywe, dan moet hy maar vlug en moet hy pad gee, want die woord van God is magtig, die woord van God is kragtig, die woord van God is 'n hamer wat 'n rotsstuk kan slaan, die woord van God verander lewens, die woord van God red mense. Daarom sê die psalmis, Here, u woord het my lewend gemaak. As dit nie vir u woord was nie, was ek in ellende, was ek verlore, was ek hopeloos. Daarom wil ek vir u vandag sê in hierdie oggend, geliefde, maak vas aan God se woord. Filippense 2, hoor hoe mooi. Filippense 2 en wel daar by verse 12 en 13 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewe.
want dis God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Maak vas aan God se woord. Doen wat God sê. Dis God wat in julle werk. Dis God wat met julle praat. Daarom maak dit in jou hart vas. Werk jou eie heil uit met vrees en bewe. Ag, die getuienis van Paulus wat ek al so dikwels met u gedeel het. Wanneer hy praat oor die saak van volmaaktheid, dan sê hy hierdie woorde. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie. Maar ek jaag daarna asof ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus ons Here. Here, u het u woord gegee. Ek het u woord vasgemaak in my hart. Ek het u woord nie vergeet nie. Ek het nie goedkoop met u woord omgegaan nie. Ek het nou gelet op wat u sê. En Here, u woord het my lewend gemaak. U woord het aan my die heerlikheid van God openbaar. O geliefde, dat ek en jy meer en meer en meer onse God sal ontdek. En dan dink ek aan die woorde van Psalm 25. Hy wat my vrees, aan hom sal ek die verborgenhede van God openbaar. Levitikus 10 vers 3 in die ou vertaling. En die wat naby my is, sal ek my as die heilige laat ken. Dat ek in u God meer en meer sal ontdek. Waar ontdek ons hom? In sy woord. Deur sy woord met intensiteit. Sy woord met oorgawe. Sy woord noukeurig te lees. En elke dag wat jy die Bybel lees, te hoor wat sê God vir jou. Nie net Bybel lees en bid nie, maar die stem van God te hoor, wat lewe in my bring, wat my nuut maak, elke dag vir hom dankbaar te wees en te sê, dankie Here, vir wat ek vanmôre gelees het. Dankie vir u genade, dankie vir u liefde, dankie vir u sorg. Maar ek buig ook voor u en ek vra, maak tog in my lewe vas, dit wat u vanmôre vir my gesê het. Doen dit in my binneste, dat ek geestelik vooruit kan gaan, soos Paulus vir jong Timoteus gesê het, dat jou vooruitgang in die Here vir almal duidelik sal wees. God is die Almagtige. Hy het sy woord vir ons gegee. Glo hom, geliefde, glo sy woord, maak vas aan sy woord, spandeer tyd met sy woord, vestig sy woord in jou hart. Ag, dat ek en u kan sê, Immanuel, God met ons. Ek gaan vir jou versie lees en daarmee sluit ek. Klaagliedere, die 3de hoofstuk, vers 22 en 23. Dit is die goedertierenheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Kan ek dit weer lees? Want die goedertierenheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Ontdek God in sy woord. Leef die woord. Maak vas die woord in jou hart. En aanbid die Here. O, ek wonder of ek en jy nog entoesiasties is oor ons God. Ek wonder of ons nog entoesiasties is en emosioneel bewoe kan raak as ons die woord van God lees, deur net vir hom te sê, wow, Here, daar is niemand soos u nie. Naas u begeer ek ook niks op die aarde nie. Here, u is die som totaal van my totale geluk. Ons word verlos uit ons ellende. Ons word gebou in die heerlikheid van God deur sy woord. Lees sy woord, kry sy woord lief en aanbid hom. Mag die Here naby u was en mag u God op 'n besondere manier belewe totdat ons weer met mekaar saamkom. Die Here seën vir u so ryklik. Goeiedag vir u.